Ek groet vanmôre elkeen van die Jesus se lieflinge. En ook vir die Here naam baie dankbaar dat ons so saam kan wees vandag in die huis van die Here. Gisteroggend deel ek met die manne. En ek vra vir hulle, ons praat oor verskillende fases waarin 'n man in sy lewe gaan. En ek besef, dit is nie net van die pas op manne nie, maar ook op alle mense. Maar op 'n punt vra ek die vraag, dien ons die God wat ons in ons gedagtes vir ons geskep het bestaan, of dien ons die God wat is? Dien ons die God wat ons in ons gedagtes vir onsself geskep het wat bestaan, of dien ons die Here wat is? En terwyl ons hier staan en ons sing vanmôre en ons begin in aanbidding en beweeg en ons vra die Here, die wil in die weg in alles van my wees, sê Here, in alles van my lewe is my vraag vanmôre. Ons sal werklik volkome oorgawe aan die Here gemaak. Of sover nog net 'n gedeeltelike. En ek het hier al 'n totale oorgawe aan die Here gemaak, of net 'n gedeeltelike. Hou dit in gedagte, terwyl ek ons wil bedien vanmôre. As die Bybel saamgebring het, wil ek u nooi om dit oop te maak in die tweede boek van Konings, die 6de hoofstuk. En ons gaan lees vanaf vers 1 tot 7. 2 Konings, die 6de hoofstuk, en ek wil saam lees vanaf vers 1 tot en met vers 7. The second book of Kings, we'll be reading from chapter 6, verses 1 to 7. Net voor ons gaan lees, kom ons maak dit ons oor toe. Here, baie dankie dat ons kan staan by die geopende woord. En vanmôre wil ek bid, Here, dat die woord in ons harte sal lewe vind. Here, dat die woord ons sal lei na ware en volkome lewe toe. En Here, dat U ons sal help om die God te aanbid wat is. U Here, wie heilig is, U wat wonderbaarlik is, U wat volkome is, help ons om U te aanbid. En 'n totale oorgawe ook aan U te kan maak. Dis my gebed, dat U vanmôre, Here, tot elke hart en elke lewe sal spreek. And Lord, that You will have Your way in us. With every breath that we take, and every moment that we are awake, that You will have Your way in us, O God. We pray this in Jesus' name. Amen. 2 Konings, die 6de hoofstuk, vanaf vers 1 tot 7. Die profete Seens het vir Elisa gesê, kyk tog, die plek waar ons voor U woon, is vir ons te nou. Laat ons tog na die Jordaan gaan en elkeen daarvandaan 'n balk gaan haal, dat ons daar vir ons 'n plek kan maak om daar te woon. En hy het gesê, gaan. Maar een sê, gaan tog asseblief saam met die dienaars, en hy antwoord, ek sal gaan. En hy het saam met hulle gegaan, en toe hulle by die Jordaan kom, het hulle bo hom gekap. Maar terwyl een die balk kap, val die eyster in die water. En hy roep uit en sê, ag my Heer, dit is nogal geleen. En die man van God vra, waar het dit geval? En toe hy om die plek wys, het hy 'n stok afgesny en dit daarin gegooi. En die eyster bo raak drywe. En hy sê, haal dit nou maar uit. En hy het sy hand uitgesteek en dit
gedeel. Teksvers is opgeteken in die 6de vers van hierdie geleesde gedeelte. En die man van God vra, waar het dit geval? En toe hy om die plek wys, het hy 'n stok afgesny en dit daarin gegooi en die yster bo laat dryf. The text for meditation is 2 Kings chapter 6 verse 6. That says that, so the man of God said, where did it fall? And he showed him the place. So he cut off the stick and threw it there, and he made the iron throat. Ek wil vandag se boodskap kom bidon. Het jy, ek sluit myself hierby in, het jy al ware lewe gevind? Het jy al ware lewe gevind? Did you find true life yet? And in all depends whether we serve the God who we created in our own lives, or whether we serve the God who is. There are certain passages in the Bible that we read that just make no sense. What is being described is plainly impossible. And so we do not bother to look closer or closely at the specific passage. On another hand, we've reached a point in life where we have convinced ourselves that greatness or experiencing the impossible is not meant for me. We have therefore not found the conviction that says that the word impossible actually says, I'm possible. And so when any passage touches on the impossible, we turn the page. Today's passage we read is one such portion. But let me ask you, what if you really practiced what the word says and it works out for you? Looking at where we are, none of us live a life that says, I'm possible. There's still areas in which you believe something cannot be done, irrespective what we say. And therefore we cannot see the impossible becoming possible. If we were to decide to act on today's message, we cannot be less impossible than what we currently are. As jy sou besluit om te reageer op vandag, kan jy nie minder onmoontlik wees as wat jy reeds is. In other words, you can gain, but you can lose nothing. You cannot be worse off. Tog is hier iets wat ons eers moet besef. Ons lewens in Christus
is nie 'n trial and error poging nie. Ons kan nie die skrif vat en sê dit wat vir my werk, gaan ek aanvaar. Maar dit wat nie vir my werk nie, dit wat nie in my lewe gebeur of in vervulling kom, laat vaar ek en skuif ek een kant toe. Want die hele skrif is deur God ingegee en die hele skrif is nuttig tot lering, tot onderwysing, tot weerlegging, om ons te lei om tot volwassenheid in Christus te kom. Die hele skrif en nie net 'n gedeelte daarvan. En dis wat die Here van ons verwag, is dat ons die hele skrif sal aanneem. 'n fliek wat dit baie mooi uitbeeld. Die optrede van die mens is die fliek Fireproof. Het nie die van die al sien. Maar in hierdie film moes die een hoofkarakter genaamd Kylie, moes hy sekere goed doen om sy vrou se hart terug te wen. Hulle het deur baie donker tyd in hulle huwelik gegaan, tot so mate dat hulle wou skei. En uiteindelik oortuig sy pa hom om te vergeet van die egskeiding vir 'n tydjie en 'n paar goed te doen. Aanvanklik het hy sekere goed gedoen, net bloot omdat dit van hom verwag was, terwyl sy hart nie daarin is. Nou wanneer ons so optree en so lewe, dan tel ander dit op. Hulle sien dit raak. Hulle sien dit is maar aangeplak, hulle sien dit is halfhartig, hulle sien dit is nie met totale oortuiging nie. En dan beteken daardie poging wat ons aanwend niks. Nou dieselfde gaan vir die skrif. Vir ons om net goed te doen, want dis wat die Here van my verwag, sal byna geen vrug oplewer nie. Vir my om net deur die aksies van die skrif te gaan, want die Bybel sê, ek moet my bekeer, nou bekeer ek my. Die Bybel sê, ek moet bid, nou bid ek. Die Bybel sê, ek moet die skrifte ondersoek, so nou ondersoek ek die skrifte. Die Bybel sê, ek moet weergebore word, maar dit pas nie, so skuif dit een kant toe. En so tree ons baie keer in ons lewe met die Here op. Die Bybel sê, jy is heilig, maar ek sê, dit is onmoontlik, so dis nie op my van toepassing nie. En so pick and choose ons, wat ons wil doen en wat ons nie wil doen nie. En wanneer ons die Here so dien, dan lewer ons lewens weinig vrug op. Enige iets in die lewe het eers 'n impak en maak eers 'n verskil wanneer hart en siel in dit gesit word. As jy bereid is om dit te doen, met hart en siel uitvoering te gee aan vandag se boodskap, dan nooi ek jou uit om ook met hart en siel te luister. 2 Kings chapter 6 tells us of a time when the sons of the prophets said to Elisha that the place where they dwelled was too small. You see, we read the Bible, we see things unfold, and we think that the people that are written off in the Bible always had it easy. We read the scripture and we believe that they always, everything just fell into place. Their lives were easy. But if you look at what the scripture says in 2 Kings 6, it says that the place where the sons of the prophet dwell
You see, when there's not enough room, you feel blocked in. You might even feel as if you cannot breathe. Someone is stepping on your toes, and you yourself trod on another's. It might end up in a fight. For isn't this what happens when the place becomes too crowded and people bump into you and step on your toes and so forth? And then you say things that you shouldn't say. But you are a Christian. You are a son of a prophet, so it's not how it should be. But still, there is a human factor to us, and we sometimes act in that nature. Hierdie studente kom na Elisa toe. Hulle gaan oordink dinge en hulle sê dit kan nie so bly. Hier moet verandering inkom. Hier moet iets intree wat anders is. Elisa, ons het 'n oplossing. Ons het 'n voorstel. Kan ons nie afgaan na die Jordaan toe en 'n paar bome gaan afkap sodat ons 'n groter plek kan kom bou nie? Nie net wou hulle so toe gaan nie. Maar dit was ook vir hulle belangrik dat Elisa saam met hulle moes gaan, want toe hulle hom kon vra, toe sê hy vir hulle, ja, gaan. Maar die een profete sê draai om en hy sê, kom maar, en saam. Here, dit is belangrik dat waar ek ook al is, dat u saam met my gaan. Nie omdat u saam met my loop nie, maar omdat ek saam met u loop. And so Elisha agreed, and they went down to the Jordan. Here they started chopping down some trees. And as the one boy was swinging the axe, the iron part of it, the head of it, came loose, and it fell in the river. In anguish, he cried out to Elisha, saying, "Alas, Master, it was borrowed." Jy sien hierdie seuns se lewens was nie sonder voorval, omdat hulle die skrif bestudeer het nie. Hulle lewens was nie sonder voorval, omdat hulle geleer het wat het was om 'n profeet te wees nie, omdat hulle hulle self voorberei het vir die roeping in hulle lewens nie. Daar was voorvalle, daar was teëspoed. Was dinge wat hulle benoud gemaak het. En hierdie seun was benoud, want hierdie byl wat hy gebruik het, was geleen. Hoe sou hy vir die eienaar daarvan gaan sê? Ek het jou byl verloor, dit lê iewers in jou naam. Miskien het hy by homself geredeneer, ek het nie eens geld om 'n nuwe een te koop en dit te vervang nie, so in benoudheid roep hy uit. And then Elisha did something very, very, very important. He wanted to know where the son lost the access in. You see, the son had to take him there. The son had to take him to that very place. What would we do? The moment you swung that axe and the head fell off, you jump in the water and dive into the water and go in search of it. That's what we do. But Elisha didn't tell him jump into the water. He didn't call the other sons and say, "Listen guys, this axe is there, it fell in the water, let's go and search, let's start a swimming competition, or, we see who finds it first." He didn't do that. Elijah did something mind-boggling. I cannot tell you why he did it. Cannot tell you
Why had this conviction? But Elijah knew something. I'm possible. What I do makes the impossible possible. And so he cut off a stick, threw it in the water, and the next moment the iron floated. Still cannot understand that I don't know how it works. Dis teen alle wette. Gravitasie, swaartekrag en noem dit wat jy wil. Dit is nie hoe dit werk nie. Ek wil jou redelijk waar ook ek vanmiddag huis toe gaan, 'n stuk ystig in die hande gaan kry, dit in 'n stuk bad water gaan gooi, 'n stuk houding aan gaan gooi, en ek jou waarborg van die bedryf. Maar die lies van dit weg. Elijah learned, and he was convinced, I'm possible. And so he did the impossible. This wasn't the first time he did the impossible, and it definitely wasn't the last time. Jy sien, wanneer ons iets onmoontlik aansien, dan gee ons op dit. Want dan kan nie gebeur nie. Your actions will always follow your conviction. Your actions will always follow your conviction. Jou aksies, jou optredes en jou reaksies sal altyd jou oortuigings volg. As my oortuiging vir my sê, ek kan nie iets doen nie, sal my aksie om dit reg te kry of afgevrees. En dan gaan dit nie reg. En dan draai ek om en dan sê ek wat? Sien ek het jou gesê, kan nie werk. As het nie wat is nie. Elijah did not act or think in this manner. He did not act or think like this. He knew that the impossible could be done. And therefore he took the son of the prophet back to the place where the iron was lost. Something significant he did in that moment. And something we need to realize. We are not always up to it, to go back to the place where something went lost, got lost. When we don't see a way, we leave it and we move on. Maar om terug te gaan. En ja, Paulus sê, ek vergeet die dinge wat agter is, en ek strek my uit na dit wat voor is. So nou sê die mense, ja, maar ek doen dit. Maar die Here het ons ook geleer om op te staan uit ons mislukkings. Die Here het ons ook geleer om op te staan met ons seën. Die Here het ons ook geleer om op te staan uit die onmoontlikheid. Want dit wat ons agtergelaat het, is nie omdat ons dit vergeet het nie. Ons oortuig onsself, ons vergeet daarvan dat ons dink nie daaraan nie. Maar intussen doen dit wat met ons terug. En is soos hierdie, jy ketting om jou been, en jy probeer beweeg, maar jy kan nie. Want jou been word terughou, en miskien sleep jy so bietjie en nodig jy op. En dan gaan sit jy maar op die plek. Maar is dit nie. Maar vandag leer dit vir ons op ons lewe so bietjie moeilik.
Jy sien om terug te gaan na die plek. En na die plek uit te wys, vra vir jou vandag, om dat seer te verloop maak. Dit vra vandag om dit wat hartseer is, om die fout wat gemaak is, en die skaamte wat oor jou gekom het, nie toe te vou my ou boekie en weg te werk, maar om dit te herken. En hiervoor sien ons nie kans. Here, ek het te seer gekry. Here, daai gebed. Ek het so opreg gebid, Here. Soveel oortuiging en soveel geloof. Here, het ek gevra, maar Here het nie geantwoord. Here, ek sien die kans om terug te gaan. Here, daai droom. Ek het so geglo, dit gaan verwesenlik word. Ek het so geglo, dis my groot breek in die lewe, om die lewe te vind, en die lewe in volheid te kan geniet. Maar Here, dit het nie gebeur nie, dit het so onmoontlik gelyk, en geëindig onmoontlik te wees. En dan as die Here kom en sê, mag gee my kans daar, en dan sê ek, nee, Here. Nie weer, ek sê die kans nie, Here. Maar tog, wanneer ek die God begin aanbid wat is, when I surrender and I say, Lord, nothing about myself anymore, but all about you. And when I surrender and I allow Him to walk into that emptiness, to walk into that tube, to walk into whatever hurdle, whatever it might be, dan kom maak my oor. Net soos Hagar daar in Genesis, terwyl sy in die woestyn geloop het en haar water opgeraak het en Ismael gehuil het van die dors en sy kind in haar arms geneem het en om hierdie kant gaan neersit en onder 'n bos, want sy wou nie sien sterwe nie, en sy stap weg, want daar's nie 'n oplossing nie, dit is onmoontlik, en sy sien nie 'n uitweg nie, maar die Here roep na haar, en die Here sê vir haar, dan kind se stem het by my uitgekom, Hagar, dit is nie jou verlore nie, man, daar is 'n fontein, en die Here open haar oë om dit te sien, want die Here vanmôre in U en in my lewe oop ons oë open om 'n oplossing te sien, om 'n uitweg te sien, om 'n antwoord te sien, om op te staan en vorentoe te gaan en waarlik lewe te vind. So yes, God calls you back to your earth. He calls you back to that place of impossibilities. He's calling you back to that disappointment, to that mistake, to that shame, to that unanswered prayer, to that unfulfilled dream. He doesn't want to take you there to judge you. He does not want to take you there to say, I called you, it would not work. It was not my will or whatever. But He wants to make you aware of how great His love is. And that it covers your hurt, your pain, your disappointments, your mistakes, your shame. Die Here gebruik dit deur ons. En hy hou dit nie deur ons. Inteendeel, skrywer van die Psalm sê, so ver soos die ooste van die weste af, is so ver verwyder ons oortreding van ons. Ek luister nou die dag na iemand wat sê, as jy na die aarde kyk, en jy vat die aarde, so aan noord en suid, en noord en suid ontmoet mekaar maak.
Kom ons so oos in die wens, en hy dit doen. Hy draai in sy as, so die ooste en die wens op mekaar. Kom nooit by mekaar uit nie. Daar is nie 'n begin of 'n eindpunt nie. Ek kan nie sê die ooste begin hier nie, die weste eindig daar nie, want hy bly beweeg. En hulle ontmoet mekaar. So wat sê die Here? Daar is nie 'n punt waarby jy ooit kan kom, waar jou sondes en hulle kan nie geval word. As jy dit bereik, as jy dit afsluit, as jy wegkom. So the Lord wants us to surrender, so that He can renew, rebuild, and restore lives. So vandag vra ek vir jou, vir elke een van ons en ook myself, is dit die tyd vir ons? Is dit die tyd vir ons om terug te gaan? Maar hy bly van sien. Maar hy vond. Maar hy mislukking. Maar hy teleurstelling. Daai onbeantwoorde gebed. En daai onvervulde droom. Wil jy nie vandag, soos die Here die getuienis op sy pont en 'n sakdoek toegevou het en dit begrawe het, en toe die meester kom, toe gaan grawe dit oop en gaan haal dit uit en hy sê, Here, hier's wat aan U toe kom. Hier's wat aan U behoort. Hier's wat U sin is. Wil jy dit nie vanmôre nie? Wil jy vanmôre daai graf in jou hart gedoen? En om innooi, daai stukkie, wat gesterf. Want jy sien die Here wou nie net roep, Lazarus, kom uit nie. Die Here wil jou ook roep. Wie ook al is. Die Here wil met jou kom. Kom. Wat hy sê so. Here wil jou ons. En hy wil jou leef. Wat hy moet volg. Maar ons draai weg. We start to fill our lives with all kinds of other things. And as we fill our lives with all kinds of things, the Lord also becomes the thing that we add to our lives. He is not our life. He's just an addition to it. And we expect Him to be part of my life and to work things out and to allow me to grow and move forward. But that's not how it works. The Lord wants you to enjoy your life. Let's be clear about it. But I want to ask you, as you go forth to enjoy your life, do these things that you do bring you joy, happiness, fulfillment, and true life? Remember this, whatever you do, you and I will stand before God. And give an account of what we did. What will we bring to the Lord when we stand before Him? At times you think, if I really want to make a difference, I need to do something significant. I need to do something great and become someone great.
The truth is, what you do can make a world of difference to somebody else. Someone speel vir my video's. Ek wil hê die volgende video mooi na luister en luister. I'm getting ready to tell you the story of the most spiritually significant man in our nation's history you have never heard of. This guy, his name was Mordecai Ham. Not a famous guy. He was an American tent revival preacher in the late 1800s, early 1900s. In 1934, he was preaching a tent revival in Charlotte, North Carolina. And two 14-year-old boys saw the tent, and they saw the commotion of people, and they heard this bold, love of the Father preaching. They just happened to be walking by and they're like, huh. But as they walk up, they see there are no seats available. But as they walk away, an usher, whose name no one knows to this day, an usher ran after these two 14-year-old boys and grabbed one of them and he said, hey, we can find 2 seats for you boys to go. And he walked them back, asked a couple people to scoot over, and found those 2 14-year-old boys seats. That day, they ended up giving their lives to Christ and consecrating themselves to the purposes of God in their generation. One of those boys was a man we now know as Billy Graham. Billy Graham ended up preaching the gospel to more people than anyone else has ever preached to in the history of the world. Tens of millions of people were caught up into the kingdom of God when they were preaching to Billy Graham. The other boy's name was Brady Wilson. And he was the man that ended up helping Billy Graham organize all of his evangelistic crusades. He changed the world. Not Billy Graham, not Brady Wilson, not Mordecai Ham, the usher. That one man that saw 2 14-year-old boys walking away from the faith and said, not on my watch, you get back here, boys. Your job is not to change the world, your job is to change somebody's world. And if you're in my generation and up, we got a job to do. Our job is to run into the breach. There has been a breach. Our job is to run into the breach and say, not on our watch. Not while we're here. Where are the bullets the thickest? I'm in. You might not be the Billy Grahams of the world. You might not be the greatest sports star there is, the greatest political leader, but you can make a difference. It will change the world. One usher saw 2 lost souls. He did not see 2 14-year-old boys. He saw 2 lost souls. And he said, we'll make a plan. We'll make place for you. For in God's kingdom, you are welcome. Nobody knows who he is. And maybe you feel like the nobody today. Miskien voel jy vandag asof jy daar iemand is. Maar niewers maak jy 'n verskil, niewers het jy 'n impak. Wanneer jy sê, Here, kom vul my lewe en gebruik my tot die eer. En daardie man wat plekke, sitplekke aangewys het in 'n tent, sy naam is onbekend en dit sy werk wat hy gedoen het, wat was dalk nie iets groots nie, maar het 'n impak gehad wat gelei het tot 'n seën om sy lewe vir die Here te gee en uiteindelik op te staan en die grootste prediker van alle tye te word buite Jesus. Hou op teruggaan. Hou op om bang te wees om oop te maak. Hou op sê, dis verby. En kom vandag en sê, jy is nie deel van die Here, maar alles hier is.
Stop looking for only the simple, the possible answers. And look back to Jesus. For when we turn our eyes upon Jesus, the things of this earth grow strangely dim. The impossible becomes possible. And therefore I want to encourage you today. Do not hold anything back any longer. Because whatever you hold back, whatever you do not surrender, whatever you do not give to God, will hold you back in your life. As jy bereid. En as ek bereid om vandag te sê, my alles op die altaar. My alles gee ek aan U. Ons het gesing, Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Sal ons dit in praktyk sien? Sal ons dit begin doen? Sal ons geloof dan groei, sodat God die onmoontlike kan. Kom ons sluit ons oop. Wat 'n plek is jy vandag? Wat hou jy terug vandag? Dien jy vandag die God wat jy vir jouself in jou eie gedagtes opgemaak? Of dien jy die God vandag wat sê, kom na my toe? Dien jy vandag die God wat is? Wat regverdig en volkome en volmaak en heilig is? Dien jy vandag die een wie jou lewe kan inmaak, kan herstel, kan herbou, kan genees, kan herleef. As jy hom wil dien vandag, en as jy hom 'n besluit neem vir hom vandag, wil jy nie net jou hand uitsteek terwyl ek jou gaan doen, en sê jy hier is, bring my tot 'n plek van volkome bly, in U, o Here, en nie 'n plek waarin ek terug is. Here, ons kom vanmôre, en ons erken, ons het U nodig. Here, ons leef so baie keer in dit wat moontlik is, in dit wat vir ons moontlik is. En uiteindelik, Here, vergeet ons dat U kan soveel meer doen. At the end of the day, Lord, it is we that live. It is our lives. And at times, we just add you to it. But today, Lord, I want to pray that everyone's got a conviction in their hearts to say, Lord, here I am. I come. I come, Lord, to bring to you my pain. I bring you my loss. I bring you my hurt. I bring you my grave. I bring you, Lord, my all and my all. Will you step into that areas today? Here sal U in daardie gedeeltes van die lewens kom inbeweeg. En lewens kom heel maak. Ware lewe kom vrystel en laat ervaar word. En sal U, Here, ons lewens vorm en maak tot U eer. Maar dit vra dat ek moet oorgee. Dit vra dat ek U moet terugvat en sê, Here, hier is die plek. Here, kom doen wat net U kan doen. Want ek sien nie uitkoms. Maar by U is alles moontlik. Will you therefore open the eyes of our hearts, Lord, so that we may see You, follow You, and honor You in all we do. We pray this in Jesus' name.
Wees die naprediker van hierdie woorde. Bære dit in ons harte en help ons om volkome te word in U. Ek vra dit in Jesus